En ja, kom ons luister maar saam. Ek het hom sommer net so neergeskryf, getik. Daar was eendag 'n seentjie, nie besonders bekend nie, nie ryk nie, net 'n gewone kind met groot oë en 'n hart wat wou behoort. Toe hy 6 jaar oud was, het sy wêreld skielik stil geraak. Sy pa is onverwags oorlede, 'n hartaanval. Van daardie dag af het iets in hom ook opgehou klop, soos voorheen. Want wanneer 'n pa sterf, sterf nie net 'n mens nie. 'n veiligheid sterf saam. Op 7 het hy al geleer, die lewe vra nie altyd of jy gereed is nie. Teen 10 en 11 het nog 'n verlies gekom. Sy ma het hom gelos. Nie met harde woorde nie, maar met afwesigheid. En afwesigheid maak soms meer seer as geweld. Sy hart het begin glo, as die mense wat veronderstel is om te bly, weggaan, dan moet ek seker self leer oorleef. Op 12, 13 en 14 het sy oupa hom grootgemaak. 'n Stil man, nie baie woorde nie, maar daar was brood op die tafel en 'n dak oor sy kop. En soms is dit al wat 'n kind nodig het, reg? En nog iemand wat ouers is, soms is dit al wat 'n kind nodig het, om aan vas te hou. Toe hy 15 en 16 was, het sy oupa ook gesterf. En toe was daar net leegte. Nie 'n huis vol stemme nie, nie lyding nie, nie ankers nie, net geraas. En toe dat hy begin soek na iets, enigiets, wat die pyn kon stilmaak binne. Dwelms, alkohol, verkeerde vriende, girls, nagte sonder rigting en dae sonder hoop. Sy lewe het van buite gelyk soos rebellie, maar van binne was dit net rou oorlewing. Hy het nie God gesoek nie. Hy het net probeer verdwyn. Teen 19 was hy moeg, nie fisies nie, maar sielsmoeg. Die tipe moegheid waar jy nie meer vra hoekom dinge seer maak nie. Jy aanvaar dit net. En toe op 20 gebeur iets wat hy nie beplan het nie. Daar was mense, gewone, algemene mense, maar mense wat iets gehaat het, wat hy lanklaas beleef en gesien het. En dit was presence. Hulle het nie net gepraat nie, hulle het geluister. Hulle het nie net raad gegee nie, hulle was gehoorsaam aan wat God sê. Hulle het nie sy verlede reggemaak nie, maar hulle het vir hom 'n plek gegee. En dit was daar. Nie in 'n groot oomblik nie, nie met ligte of musiek nie, maar in teenwoordigheid, dat hy die Here se presence ontmoet het. Nie 'n God wat skree nie, nie 'n God wat verdwyn nie, nie 'n God wat straf nie, maar 'n God wat sê, ek was nog altyd by jou, selfs toe niemand anders was nie. Daardie presence het hom nie net verander nie, dit het hom herskep. Vandag is daardie seun 'n jeugpastoor. Hy is belese, maar meer as dit, hy is teenwoordig vir ander kinders wat ook sonder pa, sonder anker, sonder leiding is. En daardie kind was ek. So, in Psalm 66 vers 10 tot 12 sê dit die volgende. Ek moet die volgende slide opsit. Ja, U het ons getoets, o God. U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. U het ons in 'n vangnet laat beland, 'n las op ons skouers gelê. U het mense oor ons koppe laat ry. Ons het deur vuur en water gegaan, maar U het ons na oorvloed uitgelei. So, ek weet nie of enigiemand weet hoe werk 'n silversmid nie. Weet enigiemand? Nog 'n hand? Nee. So hoe dit werk, so ek het dit hier in Engels neergepen. Refining silver involves a silversmith. Heating the metal in a crucible at extreme temperatures, typically in the hottest part of a surface, to burn away impurities and dross. The refiner must continuously watch the silver, as leaving it too long can destroy it. The process is complete when the molten silver becomes a mirror, reflecting the silversmith's
image. So redding begin nie net wanneer die druk weggaan nie, maar wanneer God begin intree. So die storie wat ek gelees het, was my eie lewe. As 'n jong kind het my ma, my pa, ek het sonder 'n ma en pa groot geword, en so het dit begin pressure bou in my, wat goeters, emosies, alles wat ek moes onderhou en onderdruk. Want ons nie mense gewees waarmee ek oop kon wees en sê, luister, die pla my nie. So my oupa was ook 'n alkoholist gewees, ek het in 'n alkoholistiese huis ook groot geword, en ek weet nie of enigiemand hier kan sê, hulle weet hoe voel dit nie. Daai is baie abusive, en ek dink nie, daar's ooit 'n veilige plek, 'n veilige hawe vir my gewees om my emosionele trauma te deel nie. Maar hierso in Psalm sê hy, ja, ons het U getoets, o God, U het ons gelouter, soos 'n mens silwer louter. Soos wat ek nou gelees het, wanneer hierdie silversmid die silwer smelt, om 'n nuwe vorm in te gaan, sit hy daar, en hy sit die silwer in 'n potjie, met extreme warm vuur. En terwyl hy die silwer smelt, moet hy daar wag hou. Hy moet kyk hoe smelt hierdie silwer. Hy moet daar wees. Anderste verbrand dit, en dan is dit nie meer, hy kan dit nie meer gebruik nie. Okay? So hy sê hierso, the refiner must continuously watch the silver as leaving it too long can destroy it. When the process is complete, when the molten silver becomes a mirror, reflecting the silversmith's image. Nou ek, in my persoonlike lewe, toe ek die Here ontmoet het, 5 jaar terug, was dit vir my, dit is een oomblik, nê, en ek weet dit klink nou baie weird, as ek dit sê, maar al kry ek Alzheimer's, en ek sê nie ek sal nie, maar al kry ek Alzheimer's, is dit 'n oomblik wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Hoekom? Want God het ingetree. In die pressure het God my kom vat, en hy het my in sy beeld geskape. Reg? Enigiemand sê? Amen? Amen. Okay. So die grootste leuen wat ons soms glo. Volgende een. Grootste leuen wat ons soms glo. Nee. Volgende een. Okay, is as God my regtig liefhet, sal hy my uit die pressure uithaal. So ek weet nie, almal van ons het al pressure gevoel. Almal het al gevoel, Jesus, maar Here, hoekom ek? Hoekom moet ek hier op hierdie plek eindig? Ek dien U, en dis waar dit inkom, ek dien U. Die Here het nie gesê, jy gaan 'n lewe vol blommetjies en bytjies hê nie. Ek dink om 'n Christen te wees, is een van die moeilikste dinge op aarde. So wie ook al vir jou gesê dat Christenskap 'n maklike pad is om te stap, het vir jou gelieg. Okay, so redding gebeur nie net toe die engel hom bevry nie. Redding was reeds besig toe hy kon rus in die tronk. So hier praat hy van Petrus. So Petrus is in die tronk gegooi omdat hy die woord gaan verkondig het op verskillende plekke. En hier bevind hy homself waar die fariseërs hom vat en hulle gooi hom toe in die tronk. En hy word vasgemaak, hy word geboei, hande, voete, tronkdeure is oop, maar hy besef ietsie in die tronk. Daar's ietsie wat mense nie vanaf hom kan wegvat nie. En hy begin die Here te loof en prys. Almal ken die storie van Petrus. En hy begin sing. En in die skrif staan daar, die mense wat hy was heel onder in die selle gewees. Die mense wat voor was, die hele gang se mense het hom gehoor sing. En soos wat hy sing en hy loof die Here in daai pressure wat hy ervaar as iemand wat die Here se woord verkondig, iemand wat 'n goeie mens is, hy doen goeie dade, bevind hy homself in hierdie plek waar hy's gepressure, en wat doen hy? Hy loof en hy prys die Here. He's praising the Lord. En wat gebeur is die kettinge val ewe skielik van sy hande en sy voete af. Die tronkdeure slat oop en God bevry hom daar. Toe hy buite kom by die wag, sê die wag vir homself, ek gaan myself nou doodmaak want hy gaan in baie groot moeilikheid kom by die owerpriester. En Petrus sê vir hom, moenie jouself doodmaak nie. Moenie jouself doodmaak nie. Net daar begin hy vir hom te bid en hy lei hom na die Here toe. So redding is nie net vrymaking van omstandighede nie, maar is vrymaking van vrees. Ek imagine myself net as ek in die tronk moes beland en ek is vervolg deur my geloof
En hier bevind ek myself en ek dink dis ietsie wat undermined word. Ek dink jy almal gaan in die tronk begin sing. Halleluja in my hart. Ek dink jy almal gaan dit doen in die tronkie. So, dis nie net vrymaking van omstandighede nie, dis maar dis vrymaking van vrees. My tweede punt is afhanklikheid. Ja. When pressure is applied, true character is revealed. So, almal ken van Dani, hy het al die gepreek, en hy is die pastoor wat dit vir my gesê het. When pressure is applied, true character is revealed. So, Vrydag aand het ek ook so 'n bietjie gepraat oor pressure, maar Dawid het iets verstaan wat ons mense nog nie begryp nie. En dis ietsie wat vir ons maar 'n naloopie is, permanent. Toe Dawid homself in verskeie opsigte vind waar hy sondig, waar hy teenoor die Here se seggenskap oor hom optree, kry homself waar hy betrap word in sonde. Maar elke keer, ek weet nie van jou nie, maar ek weet ons almal hardloop na die Here toe wanneer ons in sonde is, en jy weet, niemand voel skaam nie, maar ek doen. Ek is die eerste een wat my hand sal opsteek om te sê, wel, wanneer ek sondig, besef ek nie dat God nog steeds my lief het, want skaamte en die emosies oorweldig jou. Maar Dawid het hierdie ding verstaan, is toe hy gesondig het, elke keer wat hy gesondig het, of dit nou 'n groot sonde in vandag se taal is, of 'n klein sonde was, hy het hierdie ding verstaan om na God toe te gaan. Reg? Hy het na God toe beweeg. Hy het nie weggehardloop soos wat ons doen nie, want skaamte oortref ons soms, né? Ons voel skaam oor wat ons nou teenoor die Here gedoen het. So, when pressure is applied, true character is revealed. En ek kan teruggaan na die silversmid toe, die intense heat wat daai silwer bereik, die grade Celsius, dis ekstreem, maar onder daai druk word daai ding pure, né? Word skoon, al die vuil goed kom uit, en soms gebeur dit met ons, in ons lewe. Ek weet nie of jy al ooit pressure beleef het nie. So, sê saam met my pressure, okay. So as jy heeltyd afhanklik gaan wees van jou emosies, gaan geloof nooit 'n groeipunt wees in jou lewe. En ek dink ek en Nicole het baie hierdie gesprek, is van, okay, maar tree ek nou emosioneel op? Is dit my emosies wat my omkant vang? Of is dit nou regtig ek wat binne my karakter optree? Ek weet nie of julle al buite julle karakter opgetree het nie, maar ek doen baie. When pressure is applied, true character is revealed. Pressure ontbloot wie jy is. En natuurlik wat jy vertrou. Vertrou jy jou emosies? Het jy al agtergekom, emosies kan vir jou lieg? Ek het. Wanneer alles regloop, vertrou ons onsself. Wanneer alles druk, word afhanklikheid openbaar. So Johannes 15:5, volgende slide, sê ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Nie min nie, nie minder nie, maar niks. So ons is afhanklik van God. Afhanklik, sê afhanklik saam met my, afhanklik. Ons is afhanklik van God. En dit beteken nie, ek dink in vandag se generasie is dit, I have to be independent. Waar's die girls wat dit sê? I have to be an independent woman. Ek weet nie of julle dit al gesê het of gehoor het nie, maar ons moet afhanklikheid bewys, ouens. Ons moet afhanklik wees van ietsie. 'n Dryf is afhanklik van die wingerd. Reg? Sonder as daar 'n dryf van daai afkom, kry hy nie meer die nutrients wat hy nodig het nie. So dis vrot dan, verstaan? So verder in die woord sê hulle, Paulus skryf, ek het 'n doring in my vlees, 2 Korintiërs 12, en hy bid dat God dit wegvat. Ja, in alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Almal beleef
hierdie druk soms. Almal beleef pressure. Sê saam met my, pressure. So hier praat Paulus van, okay, ek het 'n doring in my vlees en hy bid dat God dit wegvat. Hoeveel van ons, nê? Wanneer ons pressure beleef en lewe begin gebeur, lewe druk, vra jy die Here, wat wil U my hier leer? Of vra jy die Here, vat dit van my af weg? Ek is daai ou gewees, Here, vat dit van my af weg. Tot ek tot die besef gekom het, maar Here, wat wil U my hier uit leer? Want wat ek al agtergekom het is, dit kan nie vir altyd goed gaan nie. Dit kan ook nie altyd sleg gaan nie. Amen? God sê nie, ek haal dit weg nie. God sê, my genade is vir jou genoeg. Toe Paulus vir Jesus sê, Here, haal hierdie doring uit my vlees uit. Ons, die teologies weet ons nog nie wat dit is nie, maar ek imagine nie, dalk was hy blind, of dalk het hy gesukkel met last, dalk het hy gesukkel met alkohol, dwelms, wat ook al dit was. Die doring in sy vlees was vir hom 'n hindernis. En toe hy vir Jesus vra, verwyder dit uit my vlees uit. Toe sê God vir hom, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Yes. En daai is net vir my. So God verwyder nie altyd die pressure nie. Maar wat hy doen is hy verdiep sy presence. En ek dink vanoggend is so, of kan ek praat van Vrydag aand? Wie is by die jeug? Sê ek het jou hand op. Okay, ons het een hierso. In elk geval, ek dink dit was so 'n amazing oomblik. Kan ek net bietjie spog oor die jeug? En dis nie ek wat so oulik is nie, dis nie die jeugkommers wat oulik is nie, dis die Here wat net sy teenwoordigheid oor ons kom plaas het. Daar het profetiese woord uitgekom, daar het genesing uitgekom. Dit was regtig net een amazing jeugaand. En ek is, kan ek maar net daar bietjie spog. So hy verdiep sy presence. God gebruik druk om ons te leer dat hy ons bron is. Niks anders kan jou vul soos wat God se presence jou vul nie. In die teenwoordigheid, ons sing dit baie hierdie liedjie. In die teenwoordigheid verander water in wyn. Almal ken daai liedjie, reg? En dis presies wat met ons gebeur. Dis presies wat met ons gebeur. In sy teenwoordigheid word ons gevorm, ons word herskep. Ons hart se begeertes word vervul. En glo my, ek kom uit so lewe uit en ek dink baie van ons kan ons hand opsteek en sê, ons het al baie goeders probeer in die wêreld, reg? Baie goed. En daai leemte, jy weet, vir 'n oomblik is dit alright. Vir 'n oomblik. Maar daar's niks soos God se teenwoordigheid wat ons vul nie. Niks nie. Amen. So, toe ek jy kan nou die volgende slide toe gaan. Teenwoordigheid, God bly by ons en vorm ons. So God se teenwoordigheid is nie net troos nie, dis transformasie, soos wat ek sê, in God se teenwoordigheid verander water in wyn. In God se teenwoordigheid verander ons hartsbegeertes. Hy herskep ons. Hy kom openbaar ietsie nuut aan ons. In die woord staan daar dat terwyl die engele sing, heilig, 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 is die Here God almagtig. Openbaar God permanent die heeltyd iets oor homself. Nuut, die heeltyd. So pressure is werklik, maar presence is baie groter. Moenie in 'n oomblik van pressure 'n verkeerde besluit probeer maak nie. Ek dink daar's 'n ou wat al vir my gesê het, as jy honger is, moenie nie gaan shop nie. Moenie gaan groceries koop nie. Ek weet nie wie glo dit nie, maar dit is legit. Dis regtig so. Want jy koop 'n klomp stront. En dit is presies so, as ons onder pressure is en emosies oorweldig ons, moenie besluite neem nie. Moenie 'n besluit maak as jy kwaad is, as jy hartseer is nie. Kom tot jou sinne en beweeg vorentoe. Okay, volgende slide. Wat doen God se presence aan ons? So eerstens, dit kalmeer jou hart. Dit vorm jou karakter. Dit bou geloof, wat natuurlik hou. En presence verander pyn in perspektief, druk in diepte, trane in vertroue. Enige sins van hierdie karaktertrekke al beleef? Ek het. So, Daniel se vriende in die vuuroond, ek dink julle ken daai storie. God keer nie die vuur nie, maar daar is 'n 4de man in die vuur. Die wonderwerk was nie net
dat hy oorleef het nie, maar dat hulle nie alleen was nie. En ek wil afsluit met hierdie. Kan aangaan? Die evangelie is nie dat jy nooit pressure sal hê nie, maar dat jy nooit sonder presence sal wees nie. En dis 'n belofte in wat God oor ons sit. So om te sê, ek sal jou nooit begewe of jou verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Kan ons net amen sê op dit? Dit is, ja, God sal jou nooit verlaat nie. So, miskien is jy vandag in 'n plek waar jy pressure beleef. Miskien is jy vandag in 'n plek waar jy pressure beleef deur 'n besigheidsbesluit wat jy moet maak. Dalk beleef jy pressure met die kinders by die huis. Dalk beleef jy pressure met finansies. En ek wil hê, net daar waar jy is, staan sommer net op. As jy pressure beleef, in vandag se wêreld, ek is die eerste een wat opstaan, want ek beleef oorweldigend pressure, elke dag. En ek dink nie, baie mense glo pastore werk net op Sondag, né? So, dis glad nie waar nie. So net daar waar jy is, staan op, as jy pressure beleef, daar's iets in jou hart, wat jy wil dit net oorgee aan die Here. Jy wil dit net oorgee aan die Here. En wat ook al dit is, God se teenwoordigheid is groter as die pressure wat jy beleef. God se teenwoordigheid kan jou omstandighede kom herskep. God se teenwoordigheid kan in jou hart inkruip en dinge kom losmaak wat jy nooit gedink het los sal kom nie. Soos net daar waar jy is, net oor jou bid. Almagtige Hemelse Vader, Here, U weet, Vader, hoe dit soms is om mens te wees, Here. Lewe gebeur en dis hoekom Jesus aarde toe gekom het, Vader, is om dieselfde pressure wat ons vandag beleef, Vader, te beleef. En Here, dankie vir die stap van geloof wat elke ou nou laat opstaan het, Vader. En Heilige Gees, ek kom vra dat U hulle net sal oorweldig, Vader. Mag U teenwoordigheid hulle net kom omvou, Here, soos 'n laken. Mag U hulle kom skoon was, Vader, met die bloed. En mag hulle besef iets in hulle hart, Vader, skuif vandag, om te sê, Here, ek beleef pressure, Here, maar U se teenwoordigheid, Here, dis wat ek soek, dis wat ek najaag, Here, want ek weet in U teenwoordigheid verander water in wyn. En dankie, Here, vir wonderwerk in hierdie mense se lewe, Here. Dankie, Vader, dat daai pressure in Jesus naam, Here, hulle sal lei na U toe, Vader. Hulle sal lei, Vader, na ietsie groter toe, Here. Mag hulle nie afhanklikheid toon aan enigiets anders nie, Vader. Maar ons is afhanklik van U, Vader. In die naam van Jesus. En ons almal sê, Amen. So ek wil jou uitnooi, sê nou nie, ek sal sommer maar net 'n klein tune speel. Ek vra groot om verskoning oor die speakers. Dit is 'n geweldige probleem. Dis die pressure wat ek ook vanoggend beleef. Dit is nie baie nice nie. Maar ek wil hê jy moet hierdie vasmaak vandag. Is dit vat jou van pressure na presence, van oorlewing. Soms bevind ons onsself waar ons net in survival mode is, né? Kom by die huis, eet, stort, gaan slaap, staan op, gaan werk toe, kom by die huis. Die hele tyd daai siklus van oorlewing na rus, en ek spreek dit van self na Christus. Mag dit nie ons wil wees wat gesien word nie, maar Christus binne in ons. So ek nooi jou uit. Daar's 'n tafel daar agter, daar's 'n tafel hier voor, kry vir jou nagmaal en 'n broodjie en geniet dit net saam met jou gesin. Dankie julle.